Asai, goeiemôre julle, hier is ek weer besig met my oefening vir die ontwrikbare staptog. Ek is nou amper op 12 kilos, wat beteken ek het nou al 36 kilos vir die week gedoen. So die 50 kilos per week kom nader, wat beteken die ontwrikbare staptog kom nader, waar ek dan 100 kilos gaan aflê binne 24 uur. So, hoekom ek dit doen? Ek staan nie bakhandjie nie. Hierdie is nie 'n pity party nie. En so ook vir die twee gemeentes wat ek graag wil help. Ek het gedink om daar by hulle te stop, sodat ek genoeg fondse vir hulle kan insamel om tussen hulle te deel. En dan sal ek dalk weer op 'n ander stadium weer so 'n missie aanpak om ander gemeentes ook te identifiseer en te help. Maar ja, dit gaan nie oor pity party nie, dit gaan nie oor bakhandjie staan nie. Hierdie is bloot oor ondersteuning, omdat ons as Christen gemeenskap eintlik veronderstel is om dit te doen. Binne die koninkryk van God is ons veronderstel om te gee met blymoedigheid, met 'n vrygewige hart, sonder om iets terug te ontvang. En hierdie pastore en dominees van die kleiner kerkies en gemeentes, dis wat hulle doen. Hulle doen 'n verskriklike onselfsugtige werk. Hulle ondersteun die gemeenskap, hulle bedien die gemeenskap met woord, met finansies, met kos, met allerhande goed. Maar niemand doen dit vir hulle nie. So hierdie is bloot net 'n dankie sê om hierdie pastore en dominees net so 'n bietjie meer bemoediging te gee, dat hulle aangaan waarmee hulle besig is, want hulle doen 'n goeie werk vir die koninkryk van die Here. En ons as Christen gemeenskap, ek dink nie ons kan enigstens iets minder doen as om hulle ook te ondersteun op die einde van die dag nie. So ja, die twee kerke wat ek hierdie bewusmaking en fondsinsameling voordoen, is Shalom Lepelale, pastoor Robert Pollard. Hy is ook die stigter van Wow Outreach Ministry. En hy doen 'n ongelooflike werk. Hy met sy non-profit organisasie, die Wow Outreach, hy reik uit na die straathoeke, letterlik. Hy gaan bid vir mense op die straathoeke. Hy het 'n hele span wat hom help. Hulle gee die mense kos, hulle gee hulle bemoediging, hulle genees mense deur gebed, met die krag van Jesus Christus en die Heilige Gees. En hy gaan ook partykeer selfs na ander lande toe, Malawi, Brazil, al sulke plekke, om die woord van die Here te gaan verkondig aan die minder bevoorregtes en agtergeblewe gemeenskappe. En hy doen al hierdie dinge bloot uit donasies uit. So ja, baie vrywilliglik, baie onselfsugtig doen hy hierdie dinge vir die gemeenskap. En ek voel dit is nodig om hom net bietjie te ondersteun en vir hom te sê dankie vir dit wat hy doen. Daar kan hy die fondse gebruik vir die volgende uitreik na 'n ander land toe, of dalk onder die mense van Suid-Afrika. Maar dan ook die ander gemeente is Efata gemeenskap of gemeente vir dowes, Dominee Jaco van Wyk. Hy doen net so verskriklike onselfsugtige werk. Ja, dit is 'n NG gemeente en hy verdien 'n salaris, maar hy het in die laaste 10 jaar byvoorbeeld nog glad nie 'n verhoging gekry van die sinode af nie. En enige iets wat hy buite die verstek van die kerk doen, word nie befonds nie. Hy moet self fondse insamel, en hy maak ook maar staat op donasies. En ek meen, hierdie pastoor of hierdie dominee, hy reis honderde kilos ver om by die kleiner dowe gemeenskappe uit te kom, om daar te gaan preek en die woord van die Here aan hulle te verkondig, en hulle te bedien met berading en al sulke klas van goeders. En hy doen dit alles uit sy eie sak uit, om die dowe gemeenskap te bemoedig en hulle ook die woord van die Here te leer op die einde van die dag. So ja, soos ek sê, is nie 'n pity party nie, is nie bakhandjies nie. Dit is net bloot ons as Christen gemeenskap wat ander dominees en pastore wat baie onselfsugtige werke doen en vrywillige werke doen om hulle te ondersteun en net te sê dankie
Dominee Jaco kan byvoorbeeld vir hom 'n nuwe laptop koop, hy kan 'n projektor koop wat nodig is om die woord aan die dowe gemeenskap te verkondig, want hulle is baie visueel ingestem, so alles wat hulle hoor, sien hulle eintlik. So ja, dit is die twee ouens wat ek het nou my kop op 'n blok, ek gaan hulle net daai twee ondersteun vir nou, en dan dalk op 'n volgende stadium ander gemeentes ook identifiseer en hulle ook ondersteun. So ja, kontak my gerus, my details sal in die video wees en ook in die beskrywing. Gaan loer gerus na Robert Pollard, Shalom Lepelali, Jaco van Wyk, Efata Verdowes. Ek sal hulle skakels ook in die video sit of in die beskrywing. So ja, gaan ondersteun hulle, kyk wat hulle doen. Hulle doen 'n fantastiese werk vir die minder bevoorregte gemeenskappe en agtergeblewe gemeenskappe van Suid-Afrika. En ook ander lande, soos ek genoem het. So ja, jy kan ook betrokke raak deur my boek te koop. Dit is die onwrikbare grootboek en ook in Engels beskikbaar, Unshakable Ledger. Ek verkoop dit in 'n PDF formaat teen R150 en vir elke boek wat ek verkoop gee ek R100 na hierdie fondsinsameling. So ja, hierdie boek kan jou help om net jou finansiële lewe in lyn te kry met koninkryk beginsels en volgens die woord van die Here. So ja, kontak my gerus vir as jy wil borg, as jy enige borge het, as jy wil doneer, enigiets in daai lyn. En help my om hierdie ouens te ondersteun en vir hulle dankie te sê vir wat hulle doen. Mag julle 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here julle seën. Ons gesels weer, tot volgende keer. Shalom, shalom.